Gemeente, u is welkom om saam met my te blaai weer eens na Efesiërs hoofstuk 6. Dit is die tweede laaste boodskap in ons reeks oor Efesiërs. Ek weet dit 'n geruime tyd geneem vir ons om deur hierdie brief van Paulus te werk, maar ons is so op die ons start en ons het net so een en ander wat ek graag met u wil deel. Persoonlik is oortuig dat vanoggend se boodskap een van die meer belangriker boodskappe is, boonbehalwe die goeie nuus en die geweldige groot genade wat ons Hemelse Vader aan ons bewys het in Christus en hierdie onberekenbare skat wat ons in Jesus het, wat konstant deur hierdie boek na vore tree, is hier ook 'n element wat ons nie moet vergeet nie, en dit is wat die kerk by mekaar hou. Dit is wat ons krag gee om staande te bly teen hierdie bose vyand van wie hier gepraat word in hierdie gedeelte wat ons mee besig is. So vriende, net voordat ons Efesiërs 6 vers 10 tot 24 lees, kom ons sluit net ons oë, en dan vra ons Here asseblief maak ons oë oop, dat ons kan sien. Vader, almagtige God, U wat oor alle wysheid beskik, wat U volmaakte wil bekend gemaak het deur die skrifte, deur die profete, deur die apostels en elkeen wat geskryf het onder leiding van die Heilige Gees, en dat ons vandag kan weet, ons het niks meer as dit nodig nie. Ons het U woord, die volle woord, dit is waarheid, dit is kragtig, dit is effektief, en dit dien die doel wat U besluit het, dit moet dien. En ons weet dat nie een woord wat met ons gedeel word vanuit hierdie skrifte uit, sal ledig terugkeer nie, want U woord het krag. Maar Here, ons mis baie keer dinge as gevolg van sonde, en daarom wil ek vra dat U ons sal vergewe in die eerste plek, as daar enige iets tussen ons en U is, en in die tweede plek wil ek vra, Here, dat U ons genadig sal wees, dat ons oë sal oopgaan in hierdie oomblikke, om waarheid raak te sien, soos dit van U troon afkom. Ons bid dit uit U genade alleen. Amen. Efesiërs 6 vers 10. Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Ek wil net weer eens klem lê op hierdie vers, vriende, asseblief. Ek wil hier om sien hoe groot, hoe fel, hoe donker, hoe verskriklik, gevaarlik hierdie vyand van ons is. En dit gaan dan die punt wat ons gaan bespreek vandag net baie mooi meer beklemtoon. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat julle alles volbring en staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid om God, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. Neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Vers 19, en hierdie is ons teks vir hierdie oggend. En vir my, sodat die woord my gegee mag word, as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek gesand is in kettinge, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek, soos ek moet spreek. En dat julle ook my omstandighede kan ken, hoe dit met my gaan. Alles sal Tychicus, die geliefde broeder en getroue dienaar in die Here, julle bekend maak. Ek het hom juist daarvoor na julle gestuur, dat julle ons omstandighede kan ken, en hy julle harte kan troos. Vrede vir die broeders en liefde met geloof van God die Vader en die Here Jesus Christus. Die genade sy met julle almal,
wat ons Here Jesus Christus in onverganklikheid liefhet. Amen. Net tot sover. Nou vriende, ek het onlangs juis in hierdie week gelees van sommige predikante wat baie lief is om hierdie Texas Longhorn preke te preek. Jy weet, a point here, point there, and a lot of bull in between. Dit is nie my oogmerk vandag om 'n klomp gemors by julle af te lewe nie. Dit is my diepste begeerte dat ons die dieptes van God se woord sal bereik en dat die Here deur sy gees in ons harte sal beweeg. Ek wil vinnig net vir 'n klein staaltjie lees wat ek van te hore gekom het. A tale is told about a small town that had historically been dry. Met ander woorde, daar was geen drankwinkel of kroeg of enigiets in die dorp nie. But then a local businessman decided to build a tavern. A group of Christians from a local church were concerned and planned an all-night prayer meeting to ask God to intervene. It just so happened that shortly thereafter lightning struck the bar and it burned to the ground. The owner of the bar sued the church, claiming that the prayers of the congregation were responsible. But the church hired a lawyer to argue in court that they were not responsible. The presiding judge, after his initial review of the case, stated that, luister, no matter how this case comes out, one thing is clear. The tavern owner believes in prayer, and the Christians do not. Is 'n grappie. Is 'n baie hartseer grap. Ek dink dit is waar. Ek is oortuig dit is waar van ons. Christene moet mekaar beskerm soos soldate in 'n oorlog. Die vraag wat ons vra is, hoe beskerm Christene, kinders van God, mekaar soos soldate mekaar beskerm in die oorlog? Ek dink die antwoord is baie voor die hand liggend as ons net eenvoudig kyk na die teks wat ons hanteer besig op hierdie stadium. Vers 19 sê Paulus, bid, wat hy daar sê, bid vir my. Nadat hy hele relaas van gebede genoem het wat ons moet bid, sê hy bid vir my, sodat die woord my gegee mag word as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak. Nou vriende, om die woord van die Here te bedien, om die woord van die Here reg te sny, met liefde, effektiewelik toe te pas in die gemeente, is geen kleine saak nie. Julle sal dit weet. Enige ouderling, en ek meen ons broer Karel wat verlede weekie gestaan het, sal weet, dat wanneer jy voor die gemeente staan met die wete, jy praat namens die Almagtige wat hemel en aarde geskape het, die heilige God wat 'n verterende vuur is, kan jy nie bekostig om 'n fout te maak nie. Jy kan nie bekostig of dit waag om ligsinnig te wees of 'n grap daarvan te maak nie. En verskoon die grapie aan die begin, maar dis waarop ek sin speel. Want daar's baie kerke wêreldwyd waar 'n Sondagoggend erediens eenvoudig 'n grap is. Jy durf nie luk raak met God se woord en God se kinders omgaan nie. The stakes are too high. Ons kan nie, ons speel met die ewigheid en daarom vra Paulus, bid vir my, sodat 'n woord my gegee mag word. Nou ek het 'n ander staaltjie ook gelees van nog 'n predikant. Nou die predikant het nooit gedurende die week sy werk gedoen in voorbereiding en leeswerk en studiewerk nie, maar op 'n Sondagoggend
terwyl hy agter die kansel sit en die gemeente besig is om saam te sing, dan het hy elke week desperaat tot die Here gebid en gesmeek en gesê, Lord, give your message, Lord, give me your message. Nou een Sondag toe hy weer so desperaat na die Here roep daar agter die kansel, dat die Here vir hom 'n boodskap sal gee vir die oggend, het hy toe eintlik die Here se stem gehoor. Ralph, here's my message. You're lazy. Vriende, bid vir my. Bid vir my, asseblief. Bid vir elke persoon wat hier voor staan en die woord van die Here vir julle oopbreek. Bid vir elke persoon wat gedurende hierdie week die woord van die Here sal hanteer in 'n Bybelstudie vir dames, Bybelstudie Woensdag aand, Bybelstudie vir ons jong mense op Vrydag. Bid vir elke geleentheid waar die woord van die Here oopgebreek gaan word vir mense in donkerte en mense in nood. Ek weet ons almal het gebed nodig. Waarvoor het jy nodig dat ek vir jou moet bid? Wat is jou behoefte vanoggend? Kom kyk in my oë. Nie hardop sê nie, maar sê vir my. Wat is dit wat jy van die Here verlang? Ek vra vir jou, bid vir my. En ek gaan julle vertrou vanoggend dat julle vir my gaan bid. Dat julle vir Ronel gaan bid, vir Dinsdagoggend is 'n dames Bybelstudie. Dis geen kleine saak. Julle weet nie, julle sien nie. Bid vir hulle wat op Vrydag die jong mense bedien. Bid vir elkeen in hierdie gemeente wat die woord hanteer. En dan gaan julle vertrou dat julle dit gaan doen. Maar waarvoor kan ek vir jou bid? Wat is dit wat jy nodig het nou in die oomblik? Sien jy dit? Is dit hierso? Kan jy jou oog vir my toemaak? Ons bid nou. Die Here sê ons moet bid, elke plek, elke geleentheid. Maak jou oor toe, dan bid ons saam. Here, elkeen wat luister nou, het geantwoord. Nie hardop nie, want dit sou nie stigtend wees in die erediens nie, maar saggies. Saggies in die diepte van hulle hart het hulle geantwoord. Here, ek weet nie alles nie, ek kan nie sien nie. Ek het 'n goeie idee van baie wat hier sit, wat dit is wat hulle nodig het. Maar hier is ook baie van wie ek nie weet wat hulle nou nodig het nie. Ek wil nou staat maak op u alwysheid. U sien u kind, u sien die trane wat nou hier in hulle ooglede lê, want u roer nou in hulle hart deur die Gees. En die kinders weet in die oomblik dat u tans besig is om met hulle te praat. En dis kosbaar, Here, maar ek wil u vra, en ons het nie nodig om dit nou hardop te noem nie, maar ek wil u vra, Here, dat u na u kind sal luister, want hulle gaan vir my bid. Hulle gaan staat maak daarop, Here, want ons raak moeg en uitgeput. En ons kragte raak min en ons kan voel hoe die duisternis veld wen. En ek en Ronel het hierdie gemeente se gebede nodig, Here, niks anders nie, ons het gebede nodig. Ek wil hulle nou na u toe bring, Here, sodat hulle vir ons kan bid. En ek wil u vra, Here, dat u nou vir hulle sal gee, dit wat u kinders nou nodig het, wat u sal verheerlik. Wat die naam van Jesus sal groot maak, en wat u koninkryk hier op aarde sal bevorder. Vader, ek los dit nou in u hande, want ons wil graag verder gaan met die boodskap. En ek bid ook so, Here, seën dan nou ook dit wat ons oor gaan praat, wat volg, dat ons ook daarin nou hierdie saak van ons hart by u kan los, sodat ons mooi kan konsentreer. Amen. Vriende, die woord van die Here sê vir ons moet vir mekaar bid. Jakobus bevestig dit in Jakobus 5, vers 13 tot 16 sê hy, en dit is 'n baie belangrike gedeelte, dit sal goed wees as jy dit oophou, as jy vinnig so toe kan blaai, daar's 'n paar goed wat ek wil uitlig, net jy jou oop gaan dat jy dit sien, en dat jy dit nie dalk miskien net mis nie. Daar is heel wat waninterpretasies wanneer dit kom by gebed, en dan spesifiek ook oor hierdie gedeelte, en hoe mense in die kerk met gebed omgaan. En as jy net eenvoudig die teks lees, ek gaan nie oor dit preek nie, ek gaan dit net uitlig terwyl ek lees. Luister baie mooi, Jakobus 5 vers 13. Is daar iemand onder julle wat ly?
Ek het net vir jou gevra, is daar iets, toe sê jy ja. En ons het net vir dit gebid. Nou, die Bybel sê, is daar iemand onder julle wat ly, laat hom bid. Dis al wat moet gebeur. Het jy 'n probleem? Die Bybel sê bid daaroor. Die Here sê bid daaroor. Niks anders nie. Dit is nie nodig om 'n drama te wees nie. Jy moet net bid. Is iemand opgeruimd? Laat hom psalm sing. Is jy soms bly oor iets wat die Here vir jou gedoen het? Sing net. Jy weet daar agter die skottelgoed, by die wasgoed, maak nie saak nie. In die kar, sing net, want die Here is goed. Dit is so maklik en eenvoudig soos dit. Is daar iemand siek onder julle? Is daar miskien iemand wat siek is? Dit is 'n bietjie van 'n neusloop. Okay, wat sê die woord van die Here moet ons doen? Laat hom. Dis nou daai siekte wat nou regtig so en verder gegaan het. Jy voel ek raak benoud, ek is bekommerd. Ek is regtig bekommerd. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep. Wat moet hier gebeur, vriende? Moet die ouderlinge ruik. Hier's iemand siek in die kerk. Moet die dominee iewers uitsniffel, jy voel nie lekker nie of hier's 'n probleem. Nee. Die Bybel sê, die Here sê, wanneer jy siek is, wanneer jy 'n krisis het, moet jy die ouderlinge kontak en vir hulle vra asseblief, kom na my toe en kom bid vir my. En laat hulle hom met olie salf terwyl hulle bid. Dit is interessant ook wat nog vir my uitstaan in die vers is, hier's 'n meervoud van ouderlinge. Sodat nie een van die ouderlinge dalk die eer kry nie. Jy weet, ek het nou hierdie gawe om vir mense te bid en dan word hulle nee, ons wil nie dit hê nie. Ons moet nie eens weet nie. Ons moet net weet die ouderlinge het kom bid. Die ouderlinge het hierdie persoon die hande opgelê en hom met olie gesalf. En daarom het die Here na die gebed geluister en hom genees. En die gebed van die geloof sal die kranke red. En die Here sal hom oprig, selfs as hy sonde gedoen het. Partykeer het ons mos siekte omdat ons stout was. Nee, omdat ons sonde gedoen het. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Nou ja, vers 16 sê, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar. Partykeer is daar so 'n bietjie van 'n gevoelendheid in die kerk. Jy sien dit nie op Sondag nie, maar jy voel dit. Dis daar. Matteus 18 sê, gaan na jou broeder toe as daar iets was. Daar's 'n gevoel, daar's 'n ding, miskien het jou broer iets teen jou gesê, miskien het jou broer iets gedoen, miskien het hulle skeef gekyk na jou, iets het net gebeur en die gesprek het nie lekker uitgekom nie, nou is daar hierdie nie lekker ding. Nou ja, ons moet nie hierdie vuil wasgoed in die openbaar was nie, dat almal dit sien nie. Matteus 18 sê, gaan jy na jou broer toe en praat 'n bietjie met hom daaroor. As hy nie na jou wil luister nie, dan gaan haal jy iemand om saam met jou te kom, wat nou 'n getuie kan wees, om te luister na hierdie gesprek en te kan sien dat jou hart is opreg, want jy soek vrede, jy soek liefde en daarom wil jy hierdie saak beredder. As jou broer nie na jou wil luister nie, dan kom dit gemeente toe, binne die gemeente vergadering en dan bespreek ons die saak. Maar hopelik sal ons nooit daarby uitkom nie. En nou bevestig Jakobus vir ons presies dieselfde ding. Hy sê, bely mekaar, met ander woorde, gaan na mekaar toe, as daar iets is. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Nou, regverdige is die persoon wat vrede soek. Regverdige is die persoon wat God se wil doen en wat in God se weë wil wandel. Wat wil doen alles wat die Here in sy woord vir ons uitgelig het. Dit is die regverdige en die Here luister na daardie persoon se gebed. Nou, waarvoor moet ons bid? Nou, die teks gee ook vir ons 'n antwoord. Nou nie Jakobus nie, maar Efesiërs. Ons is terug by Efesiërs 6 vers 20. Daar staan die volgende: waarvoor ek 'n gesant is in kettinge. Net vinnig, vriende. Ek weet nie of julle onthou nie, maar ons het al gesels in die begin. Julle onthou Paulus het hierdie brief geskryf vanuit die tronk uit in Rome. Was so min of meer 62 na Christus. Sit hy pensioenpotjies binne die tronk. 'n Klomp soldate wagte rondom hom en hy's gehoor afwagting. Maar alle waarskynlikheid gaan hy met 'n klomp onsmaaklike, onvriendelike mense moet gesels, hooggeplaastes,
en hy mag dalk in groot moeilikheid kom. En nou sê Paulus die volgende, hy sê, waarvoor ek 'n gesant is in kettinge, en waarvoor vra hy, dat ek uit die tronk uit bevry mag word, dat 'n engel moet kom en die deur moet oopmaak en my uitlei. Nee, hy sê, sodat ek daarin, wat beteken daarin? In die tronk met kettinge gebind, dat ek daarin, in my omstandighede, vrymoediglik mag spreek, soos ek moet spreek. So Paulus vra nie vir verlossing uit die tronk uit, hy vra eenvoudig, julle, ek is sit in die tronk, ek is vasgebind met boeie, maar bid julle vir my, dat ek nou met vrymoedigheid met hierdie soldate, en met wie ook hulle later gaan gesels kan, die evangelie met hulle deel. Nou, ek onthou toe ek op die hoërskool was, en ek dink nie ek het julle hierdie verhaal vertel al ooit in my lewe nie. Ek kan nie onthou, is dit 6 of 2 nie, is een van die 2. Ek het 'n goeie vriend gehad, sy naam was Don Cordier. Nou julle kan hoor hy die naam uit Don Cordier, het was 'n sterk ouetjie, hy was bietjie korter as ek, maar het was 'n plaasseun, hy het op die plaas groot geword, en jong, hy het sulke boomstompe vir arms gehad, en sy bene, julle moes dit sien. Nou ons is goeie vriende gewees, en ons het die een dag na pause, staan ons voor die klas, en ons is gereed om die klas in te gaan. Nou daar was 'n ander ou in ons klas ook, sy naam was Clinton somebody, ek kan nie onthou nie, maar hy het baie maar en timmerig, en hy het seker spykerhare gehad, maar jy weet, is een van die gomtorre type ouens, né? En die ou begin, ons staan ons in die ry, en hy begin, jy weet, bietjie hier aan my krap, en jy weet, een ding lei na 'n ander ding, en hy begin hier, en jy weet, ek wil nie alles vir julle uitlap nie. Nou, ek was nooit 'n fighter op skool nie, ek is nou eerlik. Ek het een keer 'n ou geklap in die laerskool, maar dit was vir 'n ander rede. maar ek was nie 'n bekleier gewees nie. En die ou, weet die Clinton met die spykerhare, jy weet, hy gee my regtig 'n moeilike tyd. En Don het nie daarvan gehou nie. Don was 'n fighter en Don sou 'n ou seermaak. Don het tussen beide getree en hy het net so nader gekom en die ou gegryp hom net so toe met die knie, maar Clinton het so in die lug getrek en daar aan die kant geland, maar nog voor hy geland het, toe is die leerlingraad daar. Nou ja, toe is ons al drie in moeilikheid, want al drie is betrokke by hierdie skermutseling. En al drie van ons is op pad na die hoof. Ek is onskuldig. Ek het net in die ry gestaan. Ek het niks gedoen. Ek het nie Clinton verontreg nie. Ek het nie vir Don gesê, skop die ou nie. Ek is onskuldig. Maar ek gaan hoof toe. Nou ek wil gou vir julle iets sê hier. Toe ons by die hoofse kantoor kom, het ek gebewe soos dit. En ek het geweet hier kom moeilikheid. Dit is 'n baie slegte geleentheid vir 'n jong seun om nou met die hoof te wil gesels oor sy persoonlike Bybelstudie. Of die evangelie met hom te wil deel. Nou Paulus is in dieselfde posisie. Hy is onskuldig. En hy sê, ouens, bid vir my, dat ek met vrymoedigheid die goeie nuus aan hierdie mense bekend maak. Ek dink ons het iets gemis, iewers langs die pad, binne die kerk. Ons soek alles vir onsself. My beursie moet vol wees. My gesondheid moet altyd klop te silboom wees. Alles moet in plek val. En wil jy vir my bid, asseblief bid vir my, dat hy hierdie ding net, dat dit net uit die weg geruim kan word. Paulus sê, nee, bid vir my, dat ek met vrymoedigheid kan preek, en die goeie nuus kan bekend maak. Nou, ek was skaam en bang om aan die hoof te praat. Paulus was nie bang nie. Hy was ook nie skaam nie. Ek kyk maar net wat hy sê daar in Romeine, en miskien sal julle nou weet van die gedeelte Romeine 1 vers 16, hy sê die volgende, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Hoekom? Want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Ons het nie nodig om bang te wees nie, vriende. Ons moet staan in die naam van die Here. En wanneer ons vir mekaar bid, dan gee die Here vir ons die krag om staande te bly. So, hoekom kon Paulus dan met soveel vrymoedigheid preek en die evangelie verkondig? Ja, in die eerste plek, want die gees van God het hom in staat gestel. Ek erken, dit is die gees van die Here. Maar daar is 'n tweede ding, en dit is vir my baie meer belangrik amper. Ek wil nie een meer as ander nie, maar
Maar hierdie is belangrik. Weet julle, agter Paulus was daar 'n gemeente wat gebid het. Agter Paulus was daar 'n gemeente wat vir hom gebid het. Ons in Afrikaanse mense, ons sê van die hand na die mond, van die pap op die grond. En dit is werklik so. Van die prediking, Sondagoggend, tot die lofprysing en die aanbidding, liedere wat ons sing, tot Maandag terug by die werk, val die pap op die grond. Vriende, ons moet vir mekaar bid. Ja, ons moet bid vir gesondheid, ons moet bid vir voorsiening, ons moet bid vir Here se hulp en leiding, maar bo alles moet ons vir mekaar bid om vrymoedigheid te hê, om die goeie nuus van Jesus bekend te maak in 'n baie donker wêreld daar buite. En as ons nie gaan opstaan om getel te word as 'n gemeente wat bid nie, kan ons nie verwag dat die vensters van die hemel vir ons moet oop bly nie. As ons nie gaan opstaan en getel word by die plekke waar die tye van gebed is nie, dan moet julle nie verwag om oor 5 jaar my hier te sien nie. Dan moet julle nie verwag om oor 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar te sien dat daai hek nog oop gaan en toe gaan. En dat ons aangaan met koninkrykswerk. Dan moet ons nie verwag dat ons oop deure in die Gamtoosvallei sal bly. As ons nie gaan opstaan en opdaag waar daar gebid word, as kinders van die Here, as familie, korporatief saam, ons nie verwag dat ons sonnaskool gaan aanhou groei en dat ons jong mense sterk gaan wees dat wanneer hulle klaar maak met skool, dat hulle gereed sal wees om die wêreld daar buite aan te durf. As hierdie gemeente nie 'n gemeente gaan word, 'n gemeente wat bid nie, het ek wat Tiaan is, hier is 'n paar ander saam met my in die gemeente, geen hoop vir AWKPU nie. Die lied se naam wat Linda gesing het was Stand Back and Let God Move. Nou stand back beteken nie verdwyn van die toneel af nie, dit beteken staan op, staan by die Here, daag op. So volgende week 'n bietjie verder gesels oor Tychicus, Paulus se omstandighede spesifiek. Dit is baie waardevolle les ook daarin te leer. Maar vriende, gaan dink asseblief in die week wat voorlê oor jou persoonlike wandel met die Here, jou persoonlike tye van gebed, en dan ook ons as gemeente korporatief, as familie saam, en of jy voel in jou hart dat jy daar is. En as jy voel in jou hart dat jy nie daar is nie, dan bid jy die Here deur sy Gees vir jou te lei, en daar te wees waar die brandpunt is van dit waarmee hy besig is. Wat ek wil tog vir u sê, en ek sluit af met groot dankbaarheid in my hart, die Here is besig om te werk. En ek dink dis hoekom hierdie boodskap vanoggend so ernstig is. Die Here is besig om te werk. Ek wil net nie hê dat die Here ons verbyvat en ons bly agter. Amen. Stem julle saam? Dan moet ons dit doen. Kom ons sluit ons oor op ons saam. Vader, ek gee net gou hier kinders kans om hulle Bybels te bære, weg te sit. Dat ons net kan stil word. Vader, ons steur so baie die stilte en die vrede van ons verhouding met U, met al die gejaag en geraas van die wêreld, en ja, geraas wat ons ook skep. Vader, ek sien uit na volgende week en die opvolggesprek met betrekking tot hierdie bepaalde
saak oor gebed. Maar intussen tyd, Here, weet ek dat U woord het vanoggend ons harte diep getref. Ons moet stil raak en net ons kop in skaamte laat sak en erken teenoor die Almagtige wat 'n ontoeganklike lig bewoon, wie se oë die hele aarde deurvors, wie se oë vuur vlamme is, wat alles sien en alles weet. Ons hele lewe voor U is oop en bloot. U ken selfs die bedoelings van ons hart. Daarom bid ek, Here, dat U ons swakhede daarop sal stel. Dat ons kan stil raak, dat ons kan deel raak, dat ons kan opstaan soos soldate wat opgewarm en opgelei en toegewyd is om selfs in die oorlog in te stap en hulle lewens te gee vir hulle medesoldate. En in die kerk, Here, doen ons dit juist deur gebed. Om te bid vir die leiers wat preek, wat die woord van die waarheid reguit moet sny, en om ook vir mekaar te bid, terwyl elkeen van ons 'n opdrag het om uit te gaan en die goeie nuus bekend te maak. Vader, bring ons terug op ons knieë. Ek bid dit in Jesus naam. Bring ons terug op ons knieë. Amen.